be heard with every word. Proclaim your word when we serve. Let your strength shine through. For all we do, Lord, we do for you. To God be the glory forever and ever, through Jesus Christ our Lord and King. All power and dominion belong to you. To God be the glory in everything. Jy kan saam met ons blaai na die boek van 1 Petrus. En ons is by 1 Petrus hoofstuk 4. So ons doen 'n studie so van die woord van die Here. En ons vat gewoonlik 'n vers vir vers of 2 verse. En dan behandel ons dit volgens die leiding van die Heilige Gees. Wat wil die Here vir ons sê? En wat wil die Here met ons deel? In relevantie van die dag waarin die briewe geskryf was, maar ook tot vandag. En dit is so kosbaar hoe die Here met ons steeds vandag spreek deur sy woord. Wie van die stem saam met my dat die woord van die Here word nooit oud nie? En dat jy dit kan aanhou lees en die Gees van die Here spreek tot ons vandag nog steeds. Amen. So ons is besig met 1 Petrus hoofstuk 4. En verlede week het ons gekyk na die erns. Wat beteken dit om 'n rentmeester te wees? To be a steward of God's grace, God se liefde, sy genade. En baie keer wanneer ons praat oor wees 'n rentmeester, 'n bestuurder, dan konnoteer mense dit altyd net aan finansies. Dis asof 'n bestuurder altyd te doen het met geld en dis eintlik soveel meer as net finansies. Dit is jou hele lewe. Alles behoort aan die Here, sê Dawid in Psalms. Hy sê, en die volheid van die heelal. En God roep jou en my om 'n steward, 'n bestuurder te wees en dan ook 'n bedienaar te wees van dit wat aan hom behoort. Dit gee hy vir ons om te bestuur, terwyl ons hier op aarde is. So 'n bestuurder is iemand wat iemand anders se besittings met liefde hanteer, met waarde bestuur, soos wat die eienaar dit wil hê. En om daaroor te sorg, seker te maak, dit gaan goed met sy besittings, want jy bestuur dit. Amen. En ons het sê, ons is die eienaar se hande verlede week. So ons gebruik dit, ons is sy hande en ons is sy voete, as ek dit so kan stel. Hy stuur ons, hy gebruik ons. En dan sê die woord van die Here, hy het vir ons almal genadegawes gegee, sodat ons mekaar kan bedien. Ons het gesê, ons dink altyd baie keer, dis net sekere mense wat bedieninge het, wat mag bedien. En bediening begin by die huis. Daar waar ek op die vloervlak beweeg, daar waar ek elke dag is, roep die Here ons om te bedien. Amen. Roep hy ons om mekaar te bedien in sy liefde, maar met die gawe wat hy vir ons gegee het. En baie keer dink ons, dit is sulke groot gawes, profeteer en siekes genees, waar die Here net sê, kom met dit wat ek vir jou gegee het. Hy het elkeen van ons iets gegee. Alright, so ons is God se hande en hy gebruik ons om dit wat aan hom behoort te bestuur, om sy koninkryk uit te bou en om sy naam groot te maak. Dis waaroor dit gaan. Amen. En hy het elkeen van ons 'n gawe gegee. En ons moet besef dat dit wat jy het, moet ons nie minag nie. Dawid het net 'n klippie gebruik. Nou as ons die twee moet vergelyk met mekaar, Goliat wat groot gemaak was om dood te maak. Hy was groot gemaak as 'n oorlogsreus. Dit was sy doel, was om oorlog te voer en mense dood te maak. En hier kom Dawid, 'n skaapwagtertjie, ek wil amper sê met sy harp en sy slingervel, en hy sing maar vir die skapies. So as jy die twee met mekaar moet vergelyk, dan all the odds was against David.
Maar wat het Dawid gehad wat hom anders te gemaak het? Hy het God gehad. En hy het gebruik wat hy in sy hand gehad het. Right, jare terug het ons 'n tannetjie gehad in ons vorige gemeente, toe ons nog in Elspark gemeente was, wat baie finansiëel swaar gekry het. En in daai tydperk was hy iets soos 8 of 11 jaar, help my skat, sonder krag in hulle huis. En hulle rekening was op daai stadium al hierso by die R70,000. So dit was onmoontlik vir hulle om daai kragrekening te vereffen. Hulle het in daai tyd daar in Minnebron, Brakpan area gebly. So wat hulle elke dag gedoen het is, hulle het een van hierdie staalbaddens gehad. Dan het die oom gegaan en hy gaan hout soek, dan het hulle vuur gemaak onder hierdie staalbad, net om warm water te kry in die huis. En maar sy kon bak. Ons het al later tannie Koekie gedoop, want sy kon hertsoggies bak. Wie van julle ken daai hertsoggie? Ek voel so heerlikheid op my soetigheid op my neerdal. Maar daai tannie kon 'n hertsoggie vir jou bak. En ons het daar op 'n stadium gekry om bestellings te vat. Sy het eers by die kerk begin, hertsoggies beginne bak. En toe het sy beginne uitbak. En sy het hierdie goedjies gebak in pakkies en beginne verkoop. En weet jy hoe amazing was dit? Ek dink dit was 'n jaar of 2, toe die Here haar so geseën dat sy uit haar omstandighede uit al daai agterstallige geld betaal het. Hulle krag is aangesit en hulle het 'n lewe begin maak. Net deur haar wat begin het met hertsoggies. Nou dit het nie geëindig by hertsoggies nie, maar dis waar sy begin het. En ek kan nie eens onthou, het iemand vir haar dit gesponsor, die bestanddele van die eerstes, ek kan nie onthou nie, maar ek weet sy het beginne bak, hertsoggies, en hulle het dit beginne verkoop. En so die Here haar omstandighede verander. Wat het sy gedoen? Sy het gebruik wat sy in haar hand gehad het. Right, en baie keer dink 'n mens, nee, jy moet hierdie groot goed doen. Jy moet iets doen wat wow is. Sy het net gebruik, soos Dawid, die genadegawe wat God in haar hand gesit het. En die Here het haar geseën. Hy seën die klein saadjie, die 1 mieliepit, wat 'n mieliestronk vorm, met soveel ander pitte. En wat gebeur? Alles verander. Dink aan daai een sekretaresse, wat frustreerd was, omdat al haar papiere op haar tafel rondgelê het, en sy het 'n paperklip gevorm. Wie van die gebruik paperclips vandag? Tannie paperclip. En ons almal sê vir haar dankie. Wat het gebeur? Sy het iets gemaak, gevorm, en reg deur die wêreld bestaan paperclips vandag. Hulle gebruik paperclips om karre te steel. Dink gou daaraan. Hulle gebruik paperclips om slotte oop te maak. Paperclips is vandag in elke huis, lê rond, ons gooi dit weg. Maar iemand het iets gebruik in hulle hand wat daar nie was. Het sy iets gevorm. En ons dink baie keer dit dra nie krag nie, maar dit kan omstandighede en situasies verander. En baie keer plaas die Here iets in jou gedagte om iets te maak, iets te begin, en dan voel ons, nee, dit gaan nie werk nie. Of dit het nog nooit gewerk nie, of weet jy wat, ek is moeg, of ek wil net nie meer nie. En dan verloor ons geleenthede. En later dan sien ons iemand anders te doen, dan dink jy, hoekom het ek dit nie gedoen nie? Ek het eers daai idee gekry. Right, so wat wil ek vanmôre begin? En hier is nie deel van my notas nie, ek moet dit deel, want iemand moet dit hoor. God gee vir jou iets in jou hand om te gebruik. En daai klein ietsie kan juis die verskil maak waarmee God jou wil seën. So as ons terugkom by die 1 Petrus 4:7, sê hy daar vers 7, lees gou saam met my. Hy sê, en die einde van alle dinge is naby, ons het daarna gekyk. Dan sê hy, wees dan ingetoe, nugter om te kan bid.
Maar bo alles vers 8, moet julle mekaar vurig lief hê. Sê gou vir die persoon langs jou, ek het jou lief met die liefde van Jesus. Maar nou as jou vrou is, jy moet, as dit jou ma is, jy het nie 'n keuse nie. Maar as iemand anders is, ek het jou lief met die liefde van Jesus. Hy sê daar, want die liefde sal menige sonde oordek. Alright, en dan vers 9, wees gasvry eens mekaar sonder om te murmureer. Ons het daarna gekyk. En dan vers 10, verlede week, na mate elke 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. En dan vanmôre vers 11. As iemand spreek, sê gou saam met my, as iemand spreek. Aan die ander woorde, as iemand praat, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees uit die krag wat God verleen. Hoekom? Sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. En dan sê hy, amen. Laat dit so wees. Dit wat ons nou lees, laat dit so wees in die naam van die Here. Ons gaan vanmôre hierdie vers 11 so 'n bietjie opbreek. Ek wil vinnig met u die relevantie deel oor wat ons glo die Here hier deur 1 Petrus, hierdie brief wat God geskryf het aan sy kerk vir ons wil sê. Eerste gedeelte daar, onderstreep dit in die Bybel, skryf neer in jou notas, vers 11 sê, as iemand spreek, as iemand iets praat, as iemand iets wil deel, sê hy daar, laat dit wees soos woorde van God. Sê gou saam met my, laat dit wees soos woorde van God. Laat dit wees soos woorde van God. Die Engels sê dit so mooi, hy sê, if anyone speaks, dis in die Modern King James, let it be as the words of God. En dan die Amplified verduidelik dit so mooi, hy sê, whoever speaks to the congregation. To the congregation. Wie is die congregation? Dis die gemeente. Dis die liggaam. Hy sê, is to do as one who speaks the oracles. Nou verduidelik hy oracles. Hy sê, the utterance and the very words of God. Nou die rede hoekom ek dit in die Amplified en in die King James lees is, want die Afrikaans sê daar, hy sê, laat dit wees soos woorde van God. En nou dink ons, okay, so 'n pastoor wanneer hy praat, of die selleier of ons jeugleiers, wanneer hulle praat, dan moet hulle die woorde van God praat. Maar jy sal onthou in konteks, ons het nou net die ander verse gelees, en verlede week sê, wanneer ons by mekaar kom, moet ons met ons genadegawe wat doen? Mekaar bedien soos goeie bedienaars. So met wie praat hy hier? Nie net met die leiers daarvoor, hy praat met ons nog steeds wat mekaar bedien. Met elke lid in die liggaam, want dis die konteks, dis dieselfde vers. En dan sê hy, wanneer jy 'n woord nou bring. So wanneer iemand praat, en jy gebruik daai genadegawe om iemand te bedien, dan sê hy, moet jy woorde praat soos van God. So nou sê hy, jy moet in die Engels, whoever speaks to the congregation. Sê gou vir my, wie's die congregation? It's not AGS nuwe begin. Of soos pastoor Swart se eerste begin. The congregation is die een wat jy langs jou sien vanmôre. Is jou vrou, jou kinders, ons boeties en sissies, die by die werk, die by die huis, jou oikos, die wat saam met ons is. Met ander woorde, die wie ons bedien met ons genadegawe. Nou sê die woord van die Here hier vir ons, wanneer ons spreek, wanneer ons mekaar dien, wanneer ons mekaar wil bedien met daai genadegawe wat hy ons gegee het, moet ons woorde spreek, soos asof ons deur die Here spreek. Met ander woorde, ek en u het die vermoë, hoor mooi, en die krag in ons mond om God te verheerlik wanneer ons praat, of ons het die vermoë en die krag
om dood te spreek wanneer ons praat. En dit alles kom terug na die motief waarmee ek dit doen en die hart waarmee ek dit doen. Wanneer ek praat, wat ek sê, hoekom sê ek dit? Blaai gou saam met my na Spreuke 18, vers 21. As jy met jou Bybel oophou vanmôre, ek hoop jy het jou telefoon gecharge as jy nie die hardkopie hierso het nie. So die woord sê, Spreuke 18:21, dood en lewe is in die mag van die tong. Sê gou halleluja. Ek kan jy hoor nie? Sê amen. Kyk, steek jou tong uit vir jou langs jou. Dit beteken jy het 'n tong. En nou sê hy, dood en lewe is in die mag van die tong. En hoor nou, en elkeen wat dit graag gebruik. Wie gebruik graag hulle tonge? Jy sien, selfs al is jy 'n introvert, gebruik jy jou tong. Dit beteken jy gebruik hom net om nie te praat nie, maar jy gebruik hom. Wat sê hy? Dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So dood of lewe het 'n vrug. As ek lewe spreek, gaan ek die vrug daarvan eet. As ek dood spreek, gaan ek die vrug daarvan eet. 1 Petrus, hoofstuk 4, vers 11 sê, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. Dis mos lewende woorde. Want God is lewe. God is liefde, God is genade. So wanneer ek sy woorde spreek, gaan dit lewe spreek. So die vraag van môre, wanneer ons kyk, is wanneer ons introspeksie doen, wat is die motief van ons harte, wanneer ons praat? Wanneer ons mekaar bedien, by die huis, by mekaar, by die werk, wanneer ons spreek, moet dit die woorde van God wees, want 1 Petrus sê, ons moet reg spreek. Wanneer ons mekaar lief het, waarom het ons mekaar lief? Wat is die motief? Hoekom het ons mense lief in ons lewe? Het ons 'n keuse? Moet ons hulle lief hê? Moet ons nie? Jy het 'n keuse, jy hoef hulle nie lief te hê nie. Die Here sê ons moet, maar ek bedoel, nog steeds, God gaan jou nie forceer nie. Hy gee jou keuse. Jy sien, daar's baie mense wat jy like, en daar's die wat jy nie so baie like nie. Maar die Bybel sê, jy moet hulle lief hê. Kom nou. In die huwelik sien ons baie keer, mamma en pappa, hulle is lief vir mekaar, maar hulle like mekaar nie altyd nie. Nou dan like ons weer mekaar, maar die liefde bly daarom staan. Hy sê, liefde bedek menigte. Dankie Here, hy het nie gesê julle moet mekaar permanent like nie. As julle moet mekaar lief hê. Want die liefde bedek menigte oortredinge. Waarom is ons gasvry? Ons het daaroor gepraat. Is dit omdat ek net iets by jou uit kan kry? Ek is gasvry wanneer jy vir my iets kan doen, of selfs wanneer jy in nood is en ek niks by jou kan kry nie, bly ek gasvry, want dis wat Jesus vir ons kom wys het. Waarom wil ons mense bedien? Ons praat van bediening, genadegawe, ek wil die gawe gebruik. Hoekom wil ek dit dien? Hoekom staan ek vanmôre as Eben hier voor? Is dit om die spotlight op my te hê? Is dit om gesien te word, of is dit werklik omdat ek glo God het 'n roeping, hy het 'n woord op my hart vir hierdie tyd en hierdie seisoen, vir sy mense, en ek wil God se hart openbaar vir mense vir wie God lief het? Of gaan dit oor die motief? Ek wil gesien word, ek wil hê mense moet my hoor. Ek wil pastoor wees, ek wil 'n titel hê, ek wil 'n naam hê. Wat is die motief van my hart? Wat is die motief van jou hart? Wanneer ons praat. Amen. Hoekom doen ons wat ons doen? Want Petrus sê, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. Laai saam met my na Matteus 12 toe. Matteus 12 vers 33. Matteus 12:33.
Hoor wat sê hy hier, julle kan op die bord ook volg, hy sê, julle moet of die boom goed maak, of sy vrugte goed. Nou wie's die bome waarvan hy hier praat? Ons weet dis 'n fisiese boom, maar die voorbeeld wat hier gebruik word verwys na mense. Is dit Psalm 1 wat sê, hy sê, julle is soos bome geplant by die waterstrome, wat sy vrug dra, binne en buite seisoen op sy tyd, né? Geplant by Christus of in God vir ons. Nou sê hy, julle moet of die boom goed maak of sy vrug goed. Hy sê of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die bome geken. So hier praat hy nie van veroordeling en judgment nie. Alright, en in die Engels is daar nie 'n mooi woord vir beoordeling nie. Judgment is judgment. En in vandag se lewe hoor ons baie keer die jong mense sê, moenie my judge nie. Het jy al gehoor? Jy sê vir iemand, don't judge me, no judgment. No, don't judge nie, daar's 'n verskil tussen om te judge en om te beoordeel. Judgment is veroordeel. Luister, jy doen dit, jy gaan hel toe. Dis verkeerd, die Here sê jy mag nie veroordeel nie. Okay. Maar wat die Afrikaanse woord mooi maak is beoordeel. So jy kry beoordeel en veroordeel. En beoordeel sê, dit wat daai ou doen is verkeerd. Ek weerhou daarvan. Ek gaan nie deel daarin hê nie, want wat hulle doen lei na die hel. Ek sê nie jy gaan hel toe nie, Pel, maar wat jy doen gaan jou soontoe vat. Maak dit sin? So die een is ek stuur jou hel toe, die ander een sê, hey, ek waarsku jou. Jy is op pad hel toe. Met die liefde van die Here. Julle verstaan die verskil tussen veroordeel en beoordeel. En hierdie gedeelte praat van beoordeling. Hy sê, kyk na die vrug. Hoe anders gaan jy weet wat's goed, wat is sleg, wat is waar, wat is vals. Nou sê hy daar, adder geslag. Dankie tog, dis Jesus wat hier praat. Want hy mag sulke dinge sê. Jy sien, as dit iemand anders was, dan was het, maar Jesus praat hier, so ek gaan nie terugpraat nie. Jesus sê, adder geslag. Hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Hy sê, want uit die oorvloed van die hart, nou praat hy van motiewe hier, praat die mond. So wat in die hart aangaan, kom uit die mond uit. Wil jy hoor wat se tipe mens jy te doen het mee? Hoor wat kom uit hulle mond uit. Dis wat die hart van vol is. Wat die hart van vol is, loop die. Jy sien, as jy saam met mense loop, hulle maak die heeltyd vuil grappe. Hulle praat die heeltyd net politiek. Hulle praat en spot die heeltyd net van vrouens of van mans, of is altyd net seksueel gedryf, of praat altyd net van vrees of kwaad of haat, rasse of wat ook al. Dis wat in die hart aangaan. Maar as jy met iemand praat en is woord, en is getuienis, en is liefde, en hulle kan nie ophou borrel van Jesus nie, ja, daar's uitdagings, maar daar's belydenis, dat deur sy wonde, dan weet jy mos wat in die hart aangaan. Niemand is volmaak nie, maar wanneer daar uitdagings is, dan sê die hart, deur sy wonde is ek genees. Ja, daar's uitdagings, maar Jesus kom deur. Hoekom? Want my hart is gefokus op hom. Maar as ons in daai klein kringetjie is, en dit is kinder, en is praat, en is negativiteit, het jy nou weer gesien, en wat is die hart van vol? Die mond sal daarvan getuig. Kijk, wat sê hy verder daar? Vers 35, die goeie mens bring uit die skat, goeie skat van sy hart, goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens uit die slegte skat, slegte dinge tevoorskyn. Highlight vers 36, maar ek sê vir julle, hoorie, dat van elke ydelle woord, wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. So as jy nie verlossing gekry het in die bloed van Jesus nie, en jy's geregverdig, en jy het opgehou met daai praat, jy begin God se woorde praat nie, jy hou aan die verkeerde goed praat, gaan jy moet rekenskap gee van elke ydelle woord.
Al wanneer jou ydelle woorde weg gaan en nie teen jou getuig nie, is as jy tot bekering gekom het, vergifnis gevra het, geregverdig is in die bloed van Jesus en jy hou op daarmee. Want dan sê Jesus, ek vergewe jou en ek dink nooit weer daaraan nie. Maar as jy aanhou daarmee, is daar mos nie vergifnis nie. Amen. Jy moet mos ophou met dit. En dan vers 37, want uit julle woorde sal julle geregverdig word. Dis mos daai belydenis. Alright, en uit julle woorde sal julle veroordeel word. Gaan kry 'n traktaatjie by pastoor Johan na einde van die diens. Hy sê daar, want dis belangrik dat jy weet, wanneer jy praat, dat dit soos woorde van God is. Amen. Wat beteken dit vandag vir jou en my, hierdie gedeelte? Nommer 1, as jy spreek, as jy praat, moenie jou eie opinies, jou bitterheid en jou kinderstories, verskoon gou my Griekse woord, en dis hoe hy in die oorspronklike vertaling is, uitspoeg oor ander mense se lewe nie. Dit moet God se woord wees, wat jy praat. Praat as een wat God se woorde praat, woorde wat heel maak en nie stikkend maak nie. Kom ons doen gou so 'n bietjie introspeksie. Wanneer ons met mekaar praat, maak jou woorde heel of maak jou woorde stikkend? Wanneer jy en jou vrou woorde het met mekaar, wanneer jy met jou kinders praat, wanneer jy met jou werkers praat, wanneer ons met mekaar het, te doen het. Nou hierso is dit gewoonlik goeie woorde, want ons is by die kerk. Dis selde dat jy jou vir my strip hierso. Daar is so hier en daar iemand wat nie hou daarvan wat ek sê nie, dan strip hulle, ek sien hulle, maar die woorde hou hulle daarom toe. Maar ek kan sien daai oë. En dan maandag kry ek die e-mail. Maar buite die kerk, dis waarvan ons praat. So, die woorde wat ek praat, maak dit stikkend, maak dit seer, of maak dit heel? Die woorde wat ek praat, tel dit ander mense op, of breek dit hulle af? Bou dit mense op, of breek dit hulle af? Verneder ek hulle in die publiek, of voor my mense, verneder ek my vrou, of bou dit hulle af? Breek dit hulle af? Die woorde wat ek praat, maak dit ander vry, of bind dit hulle? Gee dit vir hulle vrymoedigheid om hulle self te kan wees saam met my, of onttrek hulle, en hulle is bang om deel te hê? So die woorde wat ek spreek, 1 Petrus, sê dan moet woorde wees soos die van God. Vir die kind van God is die Heilige Gees daar om ons te help, dat ons lippe kan anker in die waarheid God se woord. Psalm 141 wil ek vir u quoteer, van 'n vers 3, jy kan op die bord kyk, hy sê daar, Here, stel 'n wag voor my mond. Dawid bid dit in 'n tyd van bekommernis, want hy weet, as ek gaan praat, gaan ek dalk doodspreek. Hy sê, Here, stel 'n wag voor my mond, en bewaar die deur van my lippe. Nou ek sê altyd, jy moet 'n wag voor jou mond plaas. Jy kan onthou? Dawid kom hier, hy bid, hy sê, Here, stel 'n wag voor my mond. Nou, ek wil dit in konteks bring, want in Jakobus 1:26 leer ons die belangrikheid, sê die Here, dat hy wat nie sy tong kan betoom nie. Jy moet 'n toom in jou mond sit. Hy sê, jy moet die tong betoom. Jy het die verantwoordelikheid om jou mond 'n toom in te sit, want jy kan verkeerd spreek. Jy kan gaan lees in die eie tyd, Jakobus 1:26 praat van daai belangrikheid om 'n toom. So wat 'n perd 'n toom in sy mond het, moet ek 'n toom in my mond sit. Dis belangrik om dit te doen. En dan ons dan nou gelees, Matteus 12:36, wat sê, elke ydelle woord waarvan jy praat, gaan jy moet rekenskap gee.
Nou as ek terug kan kom by Psalm 141:3, Dawid sê, stel 'n wag voor my mond, Here, en bewaar die deur van my lippe. Jy sien, daar moet as ek dit kan verduidelik, 'n partnership wees, 'n ooreenkoms tussen die kind van God en God die Heilige Gees. Want op jou eie krag en jou eie vermoë, Andrei, kan jy nie 100% jou mond en jou lippe bewaar nie, want dis die vlees. Maar ek moet soos Dawid bid en sê, Here, help my, dat ek 'n wag voor my mond plaas, of sal U my lippe en my mond bewaar, maar ek moet die selfbeheersing neem om my tong te bewaar. So daar moet 'n vennootskap, daar moet 'n ooreenkoms wees. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Dis soos 'n sekuriteitswag wat by 'n hek staan van 'n huis om die huis te beskerm. Hy staan by daai hek om al die vyande uit te hou. Jy sien, as ek nie saamwerk van binnekant af, van die huis af nie, en ek doen nie my deel nie, gaan ek nie daai sekuriteitswag in staat stel om wag te kan staan nie. Soos ek die agterdeure ooplos en ek maak allerlei ander goeders, stel ek oop, dat die vyand ander plekke kan inkom, gaan die sekuriteitswag wat voor by die deur staan, by die hek staan, nie weet wat agter aangaan nie. Maak dit sin as ek dit so stel? Tweedens, as ek daai sekuriteitswag moet betaal, maandeliks om daar te staan, en ek betaal hom nie, gaan hy dit begin doen, maar elke ou moet lewe. Vrywilliglik kan hy eventueel gaan hy sê, luister, ek het 'n familie en kinders en ek gaan nie verniet kan staan by die hek nie. Dankie Here, ons hoef God nie te betaal nie, maar my verhouding met die Here is soos betaling wat hom daar hou. Ek moet my tong betoom. So nou kom ek sê, Here, help my, U is die wag wat voor my lewe staan. Bewaak my mond, maar jy moet jou tong in toom hou. Ek moet aan my sê, ek verstaan, die Heilige Gees het 'n ernstige punt wat hy wil oorbring. Want een van ons grootste challenges vandag in ons lewens is ons mond en ons tonge. As jy stil bly, ook 'n probleem, of as jy te veel praat. Jy sien, want ons moet weet wanneer om stil te bly, en jy moet weet wanneer om te praat. Want deur stil te bly wanneer jy moet praat, is net so groot probleem as om te veel te praat wanneer jy moet stil bly. So vir die introvert en die ekstrovert praat die woord van die Here hier. Nou kom ons gaan aan daar, want die woord van die Here bring hier al die bedieninge in die kerk eintlik saam in 2 kanale. In hierdie vers, want hy sê wanneer jy praat en wanneer jy dien. Kom ons lees verder, hy sê as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees uit die krag wat God verleen. As jy dien, moenie dink dat jy dit in jou eie krag kan doen nie. Jy kan nie die wêreld, jou familie, jou vriende red in jou eie krag nie. Ons het die krag en die leiding van die Heilige Gees nodig, sodat ons kan dien. En wanneer ons dit verstaan en ons skuif na die krag van die Here toe, laat toe dat hy in en deur ons werk, dat hy ons salf, dat hy ons in staat stel om te kan dien, weet jy wat, dan trek ons daai mantel van genade aan, waarvan ons so lank al praat, waar God ons in staat stel om te praat en te dien. Dis waaroor dit gaan. En dan vers 11, as ons verder lees, wanneer ons praat en wanneer ons dien, hoekom doen ons dit? Kom ons lees daar, sodat God in alles verheerlik kan word. Sê saam met my, verheerlik kan word. Hoe? Deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom, tot in alle ewigheid. So hoekom doen ons dit? Sodat God verheerlik kan word.
Die Griekse woord vir daai verheerlik is doxazo. Doxazo. En wat beteken doxazo? Doxazo beteken om God se werklike, onvoorwaardelike waarde, majesteit en eer sigbaar voor die wêreld te maak, sodat hy erkenning te kry. So sy godheid, wie hy is, voor die wêreld sigbaar te maak, sodat hy verheerlik kan word. Wie van julle het al daai Latynse stelling gehoor, frase Sole Deo Gloria. Sole Deo Gloria beteken aan God alleen die eer, die heerlikheid. To God be the glory alone. Sole Deo Gloria. Met ander woorde, in my elke dag lewe, in alles wat ek doen, wil ek God alleen vereer, verheerlik. Sole Deo Gloria. Daar's 'n lied wat ons ook sing baie keer. Dan hoor 'n mens hierdie woorde. Sole Deo Gloria. Dis 'n Latynse woord, nie Grieks nie, hoor. Sole Deo Gloria. Aan God alleen die eer. Baie mense sit dit op hulle deure. Jy sien baie keer op hulle karre. Dis word soos 'n slogan. Aan God alleen die eer. To him the glory alone. Vir wie ek is, wat ek doen, aan God alleen die eer. So in afsluiting van môre, blaai saam met my na Matteus 5 toe. Matteus 5. Matteus 5 vanaf vers 14. Jesus gebruik hierdie gelykenis wanneer hy met sy disippels praat en wanneer hy met u en met my praat. En hy gebruik die gelykenis van die sout, maar ek wil vandag praat oor die lig. Vers 14 sê hy, julle is die lig van die wêreld. Woord van die Here sê, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. En nou hoor wat sê Jesus, hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en wat nou? Sodat julle verheerlik kan word. Sodat julle Vader verheerlik kan word, sodat julle hemelse Vader verheerlik kan word. Weet jy wat vir my so kosbaar is Jesus het op menige plekke in die evangelies mos gepraat, en in baie Engelse Bybels, as Jesus praat, dan sy woorde in 'n rooi. Ek weet nie of in die Afrikaanse Bybels ook dieselfde is nie. Maar as jy gaan kyk, daar's meer as 6 verwysings waar Jesus praat, dan sê hy, wat ek doen, het ek gekom om die Vader te verheerlik, sodat die Vader verheerlik kan word. Alles wat Jesus kom doen het, sy hele aardse bediening, sy hele lewe was gekenmerk, nie dat hy verheerlik moet word, die eer moet kry nie, maar dat die Vader verheerlik sou word, sodat die Seun in die Vader verheerlik kan word. As jy 'n studie daarvan maak, daar's soveel dele waar Jesus net dit kom sê, waar mense hom wil aanbid, dan sê nee, ek het gekom dat die Seun in die Vader verheerlik kan word. Alle eer kom die Vader toe. Selfs toe hy die mense leer om te bid, die Onse Vader is om die Vader te verheerlik. Alle heerlikheid, alle lof, alle mag kom U alleen toe. So ek glo die Gees van die Here praat met u en my vandag as sy liggaam. Want jy sien die vrug wat aan hierdie boom hang, aan hierdie kerk, en ek praat nie van hierdie gebou nie, ek praat nie van ons naam nie, ons is nuwe begin. Ons is sy liggaam, en ons is sy takke, en party takke is lang takke, hulle rek ver. Party takke is hoë takke. Party van ons is hier onder. Ons hou daai langes in die lug. Maar waar jy ook al in hierdie boom uitbranch, ons is een boom.
En is nodig dat ons saam vrug dra. Want een van hierdie vrugte in hierdie bome kan hierdie hele boom laat swak en sleg en goddeloos laat vertoon. Dink daaraan, as een appel in 'n boom vrot is, sê die mense daai boom is vrot. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar en saam teenoor God, dat die vrug in hierdie liggaam saam moet vrug dra. Hoekom? Want ons bedien mekaar soos goeie bedienaars met die genadegawe, met die liefde van God. En sou daar 'n vrug gees wat sukkel, dan bedek die liefde wat tussen mekaar is, daai vrug en ons maak dit gesond. Ons veroordeel nie, ons sê okay, ons sien daar's 'n eina, kom ons vat daai vrug, kom ons maak hom genees in die bloed van Jesus. Daar's erkenning, daar's genesing, daar's verlossing, maar ons word gesond in Jesus se naam. Jy maak nie dood en vrot en gooi weg nie, ons maak gesond. Maar daar's liefde, daar's vrede, daar's 'n teenwoordigheid van God. Hoekom? Want daar gaan 'n seisoen kom, waar die landbouer gaan kom. En die wat nie vrug dra nie, die gaan afgesny word. Sodat daar meer vrug kan dra, maar weet jy wat, ek wil eerder die wees waar hy sê, ek het jou getoets en jy het vrug gedra. Kom saam met my. So in afsluiting, ek dink die Here praat met ons, hy praat met my. Mag ons woorde spreek soos van God. Mag ons dade wees soos die wat deur God bekragtig is. God gee ons die vermoë om lewe te spreek of om dood te spreek. Gee ons die vermoë om lief te kan hê, te kan dien, te kan bedien, om te kan leef en om te kan bestaan. Ek het 'n opsomming hier geskryf wat ek vir u wil lees. In afsluiting, wanneer ons lewens vervul en gelei word deur die Heilige Gees, word ons hande en ons woorde instrumente in God se hand. En ons om ons broeders en ons susters in Christus te bedien. En mag ons God se lof besing, sodat God die Vader alleen meer in ons elke dag lewe verheerlik kan word. So ons word instrumente in sy hand. As ek kyk na daai gitaar van oom Flippie, dan is daar 6 snare. Daar's 'n boks, noem dit die boks van die gitaar. Daar's knoppies wat daai snare moet instel. Dan het hy 'n plug wat die draad moet ingaan. En weet jy wat, as een van daai snare nie ingestel is nie, klink daai gitaar uit en vals. As een snaar gebreek is, kan ons aangaan, maar hy klink nie reg nie. Vra vir Jody, hy kan gitaarsnare breek. So, as iets in daai gitare nie reg is nie, dan klink daai ding net nie reg nie. So mag ons as ons liggaam 'n instrument wees wat reg word, ingestel wees, sodat ons meester, ons God, wanneer hy ons bespeel, dat dit 'n soete klank in sy oor wees. Beteken daai gitaar is altyd reg? Moet ek vir jou eerlik wees, elke Sondag moet hulle hierdie gitare instel. Elke Sondag moet daar gefine-tune word. Nie heeltemal nuwe snare elke week en oor, nee, is net fine-tuning. Bietjie tweakie, bietjie daar, dan sy in. So het ons die Heilige Gees nodig om ons te align met sy doel, met sy visie. So ek wil vanmôre hierdie gedeelte aan jou submit. Mag die Heilige Gees die naprediker wees. Mag hy tot ons gees spreek. Mag ons daai introspeksie doen en sê, Heilige Gees, ek wil nie ander veroordeel nie, ek wil na my eie lewe kyk. Kom praat met my, wys my. Begin by my. Begin by my. Amen. Want dis tog waaroor dit gaan.
Let your truth be heard with every word. Proclaim your word when we serve. Let your strength shine through for